Ek staan langs Pieter de Tooy. Hy's letterlik aan stuur van sake. Kan ek jou gou 'n bietjie oor jouself vra, Pieter, né? Dit wat jy doen, hoe lank doen jy dit nou al? Ja, ek is basies van 1994 af in die kommersiële visvangbedryf gewees. Ek het dit gedoen vir so 16 jaar en nou die laaste amper 4 jaar is ek by Wilfred Chowell, die eienaar van die Marina Dynamics en Diamond Cruises, wat my die geleentheid gegee het om hier te kom werk en ek geniet dit verskriklik baie. So ek is basies 20 jaar wat ek in hierdie area vis gevang het en werk aktief elke dag op die see. So jy's verskriklik bevoorreg. Ja, bevoorreg is ek definitief. Wat ek sien van toeriste is dat hulle wil graag sien wat ons elke dag sien, jy weet, en vir baie van die 90%, as dit meer is van die mense, is dit 'n once in a lifetime opportunity. Die Engels druk dit so mooi uit, jy weet. En dit wil ons vir hulle waar maak. Daai die droom wat hy uitlewe om die great white shark of die walvis te kom sien. En ons wil dit vir hom 'n wow maak. Dit moet so spesiaal wees dat hy wil weer terugkom. Al het hy gedink dit gaan net een keer in sy lewe met hom gebeur. Hy wil weer terugkom. En dis my lekkerste is om mense wat op die boot klim nie werklik weet wat om te verwag nie, wat gaan gebeur nie. Is half of hulle seker bekommerde gesigte het en as hulle afklim is hierdie smiles daar en is net lag en is vrolik en gesels, die happiness, jy weet, wat jy in die mense sien, dit is maar die lekkerste. Hoeveel mense is julle almal hier? Wel op die walvisboot is dit basies ek wat die boot werk en dan het ons nog 'n skipper Dikkie, Chowell Wilfred se seun en dan Joss en dan ons videographers wat wissel tussen mekaar, dis of Sean of Carly. En dan ook ons biologist Sandra en dan Kira Matuane, ek noem hom my Hawkeye, wildlife spotter en dan ook 'n uitstekende guide. Hy sal oor die 10 jaar in die industrie ken die wildlewe hierso, die see, die omgewing verskriklik goed, so my regter en my linkerhand. Vertel ons bietjie van julle lese, Life, an adventure to be lived, not a problem to be solved, inderdaad. Ja, inderdaad. Elke ou het maar sy probleme in die leeftyd, maar lewe gaan oor om dit te leef. Jy leef een keer en probleme moet ons self uitsorteer. Pieter, verduidelik gou vir my wat ons nou probeer sien het. Ja, seker. Ons is hier in 'n area wat genoem word Joubertse Dam. Dit is waar die haaibote gewoonlik in ons somertyd die shark diving doen. En op die oomblik is ons stadig maar seker besig om na ons sister company toe te gaan, Marina Dynamics. Wat op die boot Slashfin, ons gaan 'n bietjie by hom kyk of ons miskien vinnig 'n haatjie kan raakloop en dan vir die mense dit wys en dan gaan ons doen waarvoor ons hier is en dit is whale watching. Ek dink ons sien nou 'n haai, is ek reg? Ja, jy is heeltemal reg. Hy swem nou tussen ons boot en ons haaiduikboot Slashfin. Hy is op pad na die hok se kant toe en ek sal sê as ek moet skat, moeilik om te sê, maar dis 'n haai wat maklik, baie mooi haai. Dit is 'n haai wat maklik oor die 3 meter is. Pieter, hy lyk groot. Hy's groot en weet jy wat? As ek vir jou sê 3 meter haai, dan praat ons maar van 'n medium groot haai. Wat is die grootste wat jy nou al gesien het? My grootste is, wel, kom ons maak dit 6 meter. Dis die grootste wat ek gesien het. Shark? Shark, there's a shark. Right behind us. Right, there you go, right there, guys. Right here we go, here we go. Wow. There you go. Following us, guys. They usually get attracted to the vibrations of our engines. That's why. Right here, guys, have a look at this. Kan ek jou gou iets vra wat ek nou gesien het 'n ou op die ander bootjie doen? Hy gooi 'n viskop in. Ek weet julle voer glad nie haie nie, want julle wil hulle nie kondisioneer of so ietsie, nê? Ja, die viskoppe is in 'n tou vasgemaak en aan die voorkant van die tou is 'n 5 mm toutjie wat biodegradable is. En die haie, dit word nie gegooi om die haie kos te gee nie. Al wat dit doen is dat jy gebruik dit om die haai nader te kry in die hok sodat die mense in die hok wat duik die haie beter kan sien. Dit bly 'n wilde dier, is hy steek na jagter. So as dit gebeur dat hy miskien die haas in die hande kry, is daai toutjie in die voorkant dun genoeg dat hy nie eers weet nie. En dit is ook van soveel waarde vir hom dat dit is nie genoeg om hom energie te gee nie, sodat dit geen voedingswaarde vir hom nie. Ek sit nou langs Tryda Rousseau. Tryda se kleindogter het hierdie trippietjie as 'n Kersgeskenk vir haar gegee.
O, dis fantasties. Sy werk vir die vakansie by die Shark House en sy het vir my en oupa die Kersgeskenk gegee om die whale watching te kom doen. O, dis wonderlik. Die grootsheid van alles is wonderlik. Also the white birds with the black backs that fly in between these are the kalkals, and they specialize in stealing the fish from the cormorants. Because the kalkals cannot dive, the cormorants will do all the hard work, diving down, catching the fish, and the kalkals become in the area we have 4 different cormorant species. As I said, the most abundant are the Cape cormorant. We also have the crown cormorant, the bank cormorant, the most endangered one, and then the white-breasted cormorant. They all live on Daya Island. Ek is selfs nou met 'n dame genaamd Sandra. Sy is van Oostenryk en sy doen 'n werkie op die boot, maar sy gaan meer vertel. I look for the data, so I collect the data on the boat. We do write the coordinates down and the sea conditions and everything. We also take pictures of the whales and birds and all the marine life we see and upload them onto our daily blog and our website. Yes, I do like it here a lot. It's my second time here. I was here last year for 6 weeks and now I'm here for half a year. Now, unfortunately, we did not find any whales, so our plan is we're going to go straight into the ocean a couple of kilometers, make some depth. As soon as we get to about the 50-meter depth mark, that is the migration route of our humpback whales that migrate in and out here. Well, they migrate past here. And since there's so much fish around, we might see some brood as well. So guys, keep your eyes out for a spout, anything, let the crew know. We're going to make our way deep and then we're going to cut it towards Dyer Island. So sit tight and enjoy. Nog 'n man wat passievol is oor die seelewe is Kira Matuwani. I like my job. I love the whales. I get more experience like the whales breaching, whales come on the boat closer and facing a lot of people that we come here. I learn more languages like the Spanish. I can understand a little bit. Yeah, I love them. I love the people because the people will love the animals. Die klanke wat ons nou hoor, Pieter? Dit is ons Geyser Rock. So 50 tot 60,000 Cape seals wat op die eiland en om die eiland is. Shark Alley. So ons is baie geneig om te spot en ek weet nie of ek dit mag sê nie, maar ons noem dit sommer die KF seals. Wat is hulle besig om te doen nou hier in die water? Man, die robbe ontspan my net 'n bietjie in die water in die kanaal en dis ook 'n teken dat hier op die oomblik nie great whites is soos wat julle vroeër gesê het, jy weet die 2 areas, hierdie is 1 area en dan opposite daar by Joubertsedam wat ons nou voor op die haaibote was. En as die robbe so in die kanaal in die Shark Alley lê soos hulle nou lê, wil dit vir jou laat hier nie regtig haai in die omgewing is nie. So hulle ontspan net 'n bietjie, swem, geniet hulle self. So in the winter months we have a lot of sharks around the island, and this way they shoot all the documentaries of the sharks and the seals interacting. The big piece of wood lying right in front of us now is the keel of a ship. It sank in 1885. The ship's name was the Prince Port, and it was on its way from New York to Calcutta when it ran aground, and that's the only piece that remained. Ja, wat hier gebeur is dat op die oomblik as jy nou na die robklip kyk, na die Geyser Rock kyk, sê jy klomp klein swart robbies sien. So ons is nou in popping season. Die wyfies gee nou geboorte en in die volgende paar weke sal dit tot en met amper 12,000 nuwe robbies gebore word. Maar ongelukkig net so 50% van hulle oorleef. Jy weet, natuur gaan sy gang. Haie sal 'n paartjies opeet en dan van hulle verdrink. Hulle is nog nie baie lekker bekend met die swemmery nie, swem nog nie sterk nie en dan ook hulle pelsies het nog nie die waterdigtheid op hulle wat dit moet hê nie en dan kry hulle koud en hulle verklein eventually. So ons kry baie keer 'n geval of 2 wat die enetjie van die klip afgekom het en in die water is en dan haal ons hom uit en ons sit hom terug op die klip. So daar doen ons ook ons gedeelte.
Jy sal ook nou opmerk dat op die klip, oral op die klip sit daar groot bullseals, die mannetjies. En hulle is meeste van die tyd in die jaar is hulle nie op die klip nie. Hulle bly in die buitekant. By die jaggronde waar die vis en so aan is, hulle travel agter die vis aan, want vir hulle is dit baie groot hoeveelheid gebruik van energie om hier te kom en weer terug te gaan na die jaggronde toe. Daar's 'n groot verskil in grootte tussen die mannetjies en die wyfies. Die mannetjies kan tot so 350 kg weeg. Wyfies op average so 75 kg. So baie groot verskil. Baie oulik in hulle swart en wit soetjies, né Pieter? Dit is pikkewyne. Ja, dis die African penguins. Ons is nou hier in 'n sloepie ingekom tot baie naby aan die eiland, Dyer Eiland, en ons sien hulle basies elke dag in hierdie area sit op die eiland. Hoe lyk die syfers hier? Is van hulle besig om uit te sterf? Man, ja, dit is besig om drasties af te neem. Dit is heidaglik so rondom die 500 broeipare wat ons het op die eiland. So ons doen ook van ons kant af van Dyer Eiland Trust af, Trust af doen ons baie moeite. Ons het die penguin houses wat ons bou en dan obviously dan op die eiland kom uitsit vir hulle en hulle gebruik dit vir nesting. Jy weet, so interessant as hierdie nesie op die eiland sit, die huisie soos ons dit nou op die eiland sit, is dit 'n kwessie van minute voordat hy intrek, jy weet, en dit aanvaar. So. Wat is totaal en al taboe in jou boekies? Om nie respek te hê vir ons wilde lewe, ons seediere wat ons het nie. Besoedeling is vir my een van die naarste dinge in die see wat jy kan kry, want as jy vat 'n klein stukkie plastiek en jy gooi dit in die water en jy dink ag, is 'n stukkie plastiek. Daai stukkie plastiek maak iets dood. As jy ook betrokke by 'n bietjie natuurbewaring hier rond, passievol oor daai projekte? Man, ja, by ons in die besigheid is ons natuurlik met ons conservation baie sterk aan die gang. So ja, ek is baie betrokke daarbey, bewaring van die omgewing. Ons het die fishing line bin projekte wat ons het. Ons sit dit uit langs die kuslyn wat natuurlik baie gewilde hengelgedeelte is en hengelarea is. En omdat daar nie vuilgoedromme goed is regtig beskikbaar is, sal jy vislyn kry lê bope in stukke en vislyn gaan sit in voël se bene vas, vlerke, maak hom op die ou en dood. So ons het die vislyn bin projekte wat ons het oral langs die kus is pype uitgesit en die vissermanne weet dit en hulle het nou al so dat hulle sal lyn van hulle katrolle afhaal en as hulle dit in daai bin gaan gooi, wat vir my 'n plus is. En dan ook natuurlik die skoon hou van ons water, van ons see. As ons met die boot see toe gaan en ons ry verby iets wat drywe, 'n emmer, 'n blik, papier, enigiets wat dryf wat besoedeling is, sal ons stop, ons sal omdraai en ons sal dit optel. Ek hoop julle dit geniet. Dit is eintlik verbasend om te dink dat jy al 2,5 uur op die water is. Kan jy dit glo? So tyd vlieg en nou kan jy verstaan as ek vir jou sê ons wil net hier wees, nêrens anders nie. Dis hoekom ons dit wil doen, maar so 12 minute hier vanaf, ons is nou by die eiland. Dan is ons weer terug in die hawe en as ons op die trailer is, gaan daar 'n lekker soppie en 'n broodjie vir julle almal beskikbaar wees bo in die Great White House. En dit, mense, is die lewe. Pieter de Tooy se lewe. Hy is een gelukkige mens. Inderdaad. Pieter as die beste, seker, en die beste, alles sal